Kom ons word nou stil voor die Here. Met die fotum verklaar ons openlik ons afhanklikheid van en ons gerigtheid op God. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, die Here wat trou bly tot in ewigheid en die Here wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. En so pas dit ons ook dan vandag hier dat ons by mekaar is om onsself te verootmoedig voor die Here en na sy heilige wet te luister, soos hy dit laat opteken het in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat,
En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod: mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod: gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak. En op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod: eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod: jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod is: jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod is: jy mag nie steel nie. Die 9de gebod: jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens: jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid saam. Genadige God en hemelse Vader, U het deur U Seun Jesus Christus ons skuldlas van ons weggeneem. Die skuldbrief van ons sondes is aan sy kruis vasgenaal. Ons mag dit nooit vergeet nie. Dit is die loflied van die verlostes in die hemele tot in alle ewigheid, wanneer hulle voor die geslagte lam staan. U is die een wat ons weer lewe gegee het deur U Seun Jesus Christus. En hy ken ons krankheid. Hy ken ons in al ons sonde oomblikke en nog steeds tree hy vir ons in. Ons dank U vir die werking van die Heilige Gees wat weer deur sy wonderlike werking vir ons hierdie erediens in hierdie oggend gegee het. Ons dank U vir die genade dat ons hier kan wees en dat ons hierdie loflied tot Hom en tot U kan rig. U is voorwaar goed vir Israel, voorwaar goed vir die kinders van Abraham,
Ons dank U vir die werk van die engele, wat onverpoost werk, om diensbaar te wees teenoor U uitverkorenes. En ons bid, Hemelse Vader, dat almal wat hierdie woord hoor, hulle onder daardie getal sal bevind. En dat ons hierdie genade nooit as vanselfsprekend sal aanneem nie, maar dat dit steeds by ons dankbaarheid sal ontlok. Hoe kan dit anders? Hoe kan dit anders as U soveel vir ons gedoen het en nog steeds elke dag vir ons doen? Ons bid dat U ons sal seën met die verkondiging van die woord. Ons bid dat U dit wat onbekwaam is, bekwaam sal maak en dat U ore wat van nature nie wil hoor nie, gehoorsaam sal maak. En ons vra dat U dan ook sal wees, Hemelse Vader, in hierdie oggenduur, met almal in hierdie land wat bymekaar gekom het om die woord te hoor en predikers wat U gestuur het, mag hulle getrou wees in hulle diens, mag daar vreugde by hulle wees en blydskap by hulle wees vir die geleenthede wat hulle het om hierdie woord te bring, want nou is die tyd van heil en nou is die tyd van welbehae. Vergewe ons al die tekortkominge, al die sondes wat daagliks nog aan ons kleef, maar bovenal vergewe ons daar waar ons die genade wat ons in die Here Jesus Christus het, minag. Amen. Ons skrifgedeeltes, twee van hulle, weer eens uit die boek Deuteronomium en dan ook uit die Evangelie volgens Lukas. En dit gaan hier oor die geskiedenis van Moses. Moses was die Here se diensknegt gewees, maar op 'n stadium in daardie woestyntog van hulle het hy homself vererg en op die ou einde kon hy nie die beloofde land self binnegaan nie. En so lees ons dan dat hy in hoofstuk 3 vers 23 dat hy weer eens 'n versoek tot die Here rig dat hy toegelaat mag word om die beloofde land binne te gaan. Vers 23: Ook het ek die Here in hierdie tyd gesmeek en gesê: Here, Here, U het begin om U knegt U grootheid in die sterke hand te laat sien, want watter God is daar in die hemel en op die aarde wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos U? Laat my tog oortrek en die mooi land sien wat oorkant die Jordaan lê, daardie groen bergland en die Libanon. Maar die Here het toornig op my geword om julle ontwil en my nie verhoor nie. Maar die Here het net vir my gesê, dit is nou genoeg. Moenie nog verder met my oor hierdie saak spreek nie. Klim op die top van Pisga en slaan jou oë op na die weste en na die noorde en na die suide en na die ooste en bekyk dit met jou oë, want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie. Gee dan bevel aan Josua en versterk hom en bemoedig hom, want hy sal voor hierdie volk uit deurtrek en hy sal hulle die land wat jy sien laat erwe. En ons het in die dal teenoor Bet Peor gebly. En dan uit die Evangelie volgens Lukas. Ons lees in Lukas 9 vanaf die 28ste vers. Die gebeure op die berg van verheerliking. En omtrent 8 dae na hierdie woorde het hy Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. En daar was 2 manne in gesprek met hom, dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. En Petrus en die wat saam met hom was deur die slaap oorweldig, maar toe hulle wakker word, sien hulle sy heerlikheid en die 2 manne wat by hom staan.
En toe hulle van hom weggaan, sê Petrus vir Jesus, Meester, dit is goed dat ons hier is, laat ons dan 3 hutte bou, een vir u en vir Moses een en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Maar toe hy dit sê, kom daar 'n wolk en oordek hulle. En hulle het bang geword toe daardie manne in die wolk ingaan. En daar kom 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En nadat die stem gekom het, was Jesus daar alleen. En hulle het geswyg en aan niemand in daardie dae iets vertel van wat hulle gesien het nie. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Ek herhaal weer vers 25 van Deuteronomium 3. Moses se versoek, laat my tog oortrek en die mooi land sien wat oorkant die Jordaan lê, daar die goeie bergland en die Libanon. Broeders en susters in ons Here Jesus Christus, mag ek meer vra van die Here as wat hy my gegee het? Of moet ek in alle opsigte tevrede wees met wat ek het? Ek moet tevrede wees met my plaas of my huis, my vrou en my kar, my os en my esel. Ek moet dankie sê vir lewe en gesondheid, die kos op my tafel en die dak oor my kop. Ek moet vergenoeg wees met die Here se seëninge. Laat ons hulle tel. Die meeste van ons kan die Bybel lees, kan die psalms sing. Meeste van ons hoor die reën op die dak, en die meeste van ons kan hier buite loop en die blou lig sien. En alles wat die Here hier buite oor my pad bring, dit beskik hy ten goeie. Wat wil ek meer hê? Alles dien inderdaad tot my saligheid, soos die katekisme sê.
Maar mag ek dan meer van die Here vra as wat hy my gegee het? Mag ek maar soos die weeshuiskind sy leebord uitsteek, sy skoongeëte leebord uitsteek en vra, kan ek nog kry? Ek soek nog meer van die geestelike spyse, dit wat U het, Here, gee my nog daarvan, ek wil meer daarvan hê asseblief. Moses was so iemand. Hy wou altyd meer hê. Meer as wat die Here vir hom beskik het. Laat my tog oortrek in die mooi land sien wat oorkant die Jordaan lê, daardie goeie bergland in die Libanon. Reeds met Moses se eerste kennismaking met God sien ons dit. Toe die engel van die Here in die brandende doringbos aan hom verskyn, toe kom Moses nuuskierig nader. So lees ons, totdat die Here vir hom moes sê, moenie nader kom nie, trek die skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. En by daardie geleentheid begin God 'n verhouding met Moses en hy openbaar homself as die verbondsgod wat neergedaal het om sy volk te verlos, om sy volk te laat optrek, om hulle te laat optrek na 'n goeie en 'n wye land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Tog wou Moses meer hê. Hy wou die naam hê. Hy het 'n vashou plek aan hierdie God gesoek. Maar God openbaar homself by geen ander naam nie, hy is wat hy is die Here. Dit was die begin van 'n baie besonderse verhouding. God het wonders deur Moses gedoen en wonder op wonder. En op die berg Sinaï praat die Here met Moses en Moses praat met die Here in die wolk en die Here gee vir Moses sy wet. 40 dae lank van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend, lees ons in Eksodus 33. En dis iets wat lank nie meer moontlik was nie. Iets wat laas in Adam se tyd gebeur het, nog voor die sondeval. Dat God met 'n man praat soos met 'n vriend. Net soos Moses dit ervaar het, en steeds wou hy nog meer hê. Laat my tog U heerlikheid sien, vra Moses in Eksodus 33. Altyd meer vra hy, meer as dit wat die Here hom gegee het. Sou sy vriend dit vir hom ook gee? Dit wat geen mens kan sien en nog kan bly lewe nie. Vir 'n oomblik, ja, van agteraf, vir 'n oomblik van agteraf kan Moses die heerlikheid van die lewende God sien. En toe Moses van daardie berg afklim, het sy vel so geblink, dat almal bang was om naby hom te kom. Sy vel het so geblink, dat hy 'n gesluier oor sy gesig moes dra. Dit doen die heerlikheid van God. Dit doen die genade van God. Moses het genade gevind in die Here se oë, en die Here het Moses by die naam geken. Maar dit was ook maar goed so. Want andersins sou sy volk nie kon oorleef nie. Hulle was 'n opstandige en 'n oorspelige volk. Hierdie volk wat ewe maklik na 'n disco of 'n sokkie sou gaan as wat hulle kerk toe sou gaan. Wat ewe maklik voor die songod se Kersfeesboom sou buig as wat hulle voor die lewende God sou buig. Hierdie volk wat diep ringe rondom die goue kalf kon dans. Hierdie volk wat by die geringste teken van dors of droogte in ongeloof verval. Dit was maar goed dat Moses God se vriend was. Dat hy die berg kon betree en dat hy daar ook vir hulle kon intree. Hy wou selfs by geleentheid vir hulle versoening doen. Hy wou selfs op 'n keer hulle middelaar wees. As U tog maar hulle sondes wou vergewe, so nie, delg my maar uit U boek wat U geskryf het. Maar dit kon nie.
Daarvoor het Moses self te veel sonde gehad, 'n middelaar vir die volk moes sonder sonde wees, die lam wat geslag moes word, moes self vlekkeloos wees en dit was Moses nie. Daarvoor was hy te kort van draad. Hy het homself te maklik vererg. Te maklik het hy die Egiptenaar doodgeslaan. Te maklik het hy die kliptafels neergegooi. Te maklik het hy die rots met die stok geslaan. En toe word hy deel van daardie geslag wat nie die beloofde land sou sien nie. Daardie geslag wat in die woestyn sou sterf. As Moses die dag by Meribah die rots hard geslaan het, is hy self baie harder deur die Here geslaan. Jy sal hierdie vergadering nie inbring in die land nie, die land wat ek aan julle gegee het nie. Dit was 'n harde hou. Dit lyk asof die Here met een haal 'n streep deur 'n hele leeftyd se werk trek. Jy sal hierdie vergadering nie inbring in die land nie. Dit was tog sy roeping, dit was die doel van sy lewe. Dis tog die Here wat vir hom gesê het daardie dag by die brandende bos, ek wil julle laat optrek na die land wat oorloop van melk en honing. En nou sê die Here vir hom, nee, jy gaan dit nie doen nie. En toe het Moses reeds die vrug van daardie land gesien. Hy het reeds die druiwe en die granate en die vye gesien, die vrugte wat die verspieders saamgebring het, en hulle het vir Moses vertel en gesê, ons het gekom in die land waarheen u ons gestuur het, en waarlik dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. Moses mag die land nie ingaan nie. Maar jy weet, geliefdes, Moses word nie verniet in die brief van die Hebreërs as 'n aanhouer beskryf nie. Hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien, sê die Hebreërbrief in hoofstuk 11. Hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Hy wou die onsienlike sien. Soos hy die Here se onuitspreeklike naam wou ken, soos hy die Here se onsienlike gesig wou sien, so wou hy die land sien wat hy nie mag sien nie. Laat my tog oortrek in die mooi land sien wat oor kan die Jordaan lê, daar die goeie bergland en die Libanon. En die Here het toornig geword op hom en het hom nie verhoor nie. Hy wou die onsienlike sien, totdat die Here uiteindelik vir hom sê, dit is nou genoeg, moenie verder met my oor hierdie saak spreek nie. Soos Paulus 3 maal gebid het, dat die doring in sy vlees weggeneem sou word, so moes Moses dit ook nou hoor, my genade is vir jou genoeg. Klim op die bergpis gaan, slaan jou oë op na die weste, en slaan dit op na die noorde, en na die suide, en na die ooste, en bekyk dit met jou oë, want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie. En daar staan hy, bo op die berg. Sy oë was nog goed, so lees ons in Deuteronomium 34. Hy kon die Jordaanrivier sien, maar hy sou nie sien hoe sy waters deur die Here afgekeer word nie. Hy kon Jerigo sien, maar hy sou nie sien hoe sy mure in mekaar stort nie. So naby, en tog so ver. En tog, dit wil lyk asof Moses se hoofstuk hier afgesluit word. In die psalmbundel is daar nog een gebed van Moses opgeneem, en daarin sê hy, Here, u stel ons ongeregtighede voor u, en ons verborge sondes in die lig van u aangesig, want al ons dae gaan verby deur u grimmigheid, en ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Verby met die drome. Alles te vergeefs, sê die prediker. Een blik op die beloofde land en dis alles verby. So lyk dit as ons net die eerste gedeelte van die Bybel lees. Want kyk, die tweede gedeelte van die Bybel, hier in die Evangelie van Lukas, ontmoet ons weer vir Moses,
Hier waar ons gelees het, hier op die berg van verheerliking. Dis so wat 1500 jaar later. En kyk, Moses is in die beloofde land. En hy staan op die berg saam met Elia, die ander groot profeet van die Ou Testament. Daar is ook die 3 groot apostels van die Nuwe Testament, Petrus, Jakobus en Johannes. Maar Elia en Moses lyk anders, hulle staan daar in heerlikheid. So het ons gelees. Miskien het Moses na iets gelyk soos die dag toe hy daar die wet van die berg afgebring het. Die dag toe sy gesig so geblink het, dat niemand na hom kon kyk nie. Maar daar is nog een wat by hulle daar staan, en kyk, sy heerlikheid is nog groter. Sy klere was skitterend wit, wit soos sneeu, wit soos geen blyker op aarde dit kon maak nie. En sy aangesig het geblink soos die son. Hy staan daar in die heerlikheid van sy opstanding wat sou volg, in die heerlikheid van sy wederkoms, in die heerlikheid van die Vader, in die heerlikheid van die heilige engele. So wat het geen mens nog gesien nie. Moses, jy wou die beloofde land sien. Nou is jy in die beloofde land. Moses, jy het die land se vrugte ervaar, maar hy wat voor jou staan in die woorde van die profeet Jesaja, hy is die vrug van die land. Van al die vrugte wat die land ooit sou kon oplewer, is hy die mooiste, die heerlikste. Kyk mooi na Moses, jy wat die Here wou sien, nou sien jy hom. Dis hy van wie jy geskrywe het, Moses. 'n Profeet sal ek vir julle verwek in die midde van julle broers, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle alles sê wat ek hom beveel. Dis Deuteronomium 18. En hoor die stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, luister na hom, hy is die profeet. En so het Johannes die Doper ook gesê, God het die wet deur Moses gegee, maar die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Dis hy wat voor jou staan, Moses. Moses en Elia in gesprek met Jesus. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. Die Griekse woord wat hier vir uitgang gebruik word is Exodus. Die Here Jesus se Exodus wat hy nog sou volbring, die uitleiding van sy volk in Jerusalem. Nog groter heerlikheid. Nog groter eer. Toe God hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy, bo elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Dis hy wat voor jou staan, Moses. En wat die oog nie gesien het, en wat die oor nie gehoor, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, maar wat God berei het vir die wat hom liefhet. Geliefdes, as dit kom by die genade van God, as dit kom by die beloftes van die Here, as dit kom by die vrug van die beloofde land, as dit kom by die heerlikheid van die Here, dan kan u nooit te veel verwag nie, kan u ook nooit te veel vra nie. Want dit wat u gaan ontvang, dit gaan ver beter wees, dit gaan ver heerliker wees as wat u ooit verwag het of gevra het. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, vergeef ons dat ons so vlak leef,
Vergeef vir ons dat ons so min verwag. Vergewe ons dat ons so min wil hê. Ons dankie vir die woord en ons dankie vir die moed wat dit ons gee om onder die omstandighede wat ons lewe te besef dat die liefde van ons Here Jesus Christus die heel beste is wat ons ooit kan ervaar. En dat ons nie dood hoef te vrees, huidige of toekomende dinge, dat ons nie die owerhede of die magte hoef te vrees, dat ons nie hoef te vrees vir die rigting wat hierdie land inslaan nie, dat ons nie hoef te vrees vir ons lewens en die lewens van ons geliefdes nie. Ons bid dat U vir ons in hierdie dag en in die dae wat kom en almal wat hierdie woord hoor, dat ons oë sal rig op die hemelse Jerusalem, op die heerlikheid wat kom. Ons bid dat U ook dan met diegene sal wees wat moedeloos geraak het, wat deur gesondheidsprobleme, siekte afgetakel word, dat U sal wees met diegene wat bekommerd is oor hoe hulle sal sorg of hoe hulle versorg sal word. U ken elkeen se omstandighede. Ons het groot vrymoedigheid in die naam van U Seun Jesus Christus, aan wie alle lof toekom, om almal aan U op te dra, in die naam van Hom. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van alle genade self wat julle geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, sal nadat julle 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, julle bevestig, julle versterk en grondves. Amen.